Goeiemôre familie, geliefdes en vriende. Baie jare terug, toe ek die eerste keer gepreek het my hart so geklop, toe ek voor mense gestaan het. Dis nie vir enigeen van ons maklik om hier te wees nie. As ons kon kies, dan was ons nie hier gewees nie. Maar die noodlot het ons gebring om vandag saam te kom, om 'n lewe te onthou waarvan ons deel was. En ons wil baie dankie sê vir elkeen van julle wat gekom het. Die van julle wat gekom het om ons te ondersteun. Julle wat deel was van haar lewe, familie. Baie dankie dat julle kom. Ek wil graag begin deur die bedankings te doen. Ek weet mense doen dit gewoonlik aan die einde, maar ek wil dit graag eers te doen. En ek wil eers dankie sê vir ons Hemelse Vader, dat hy ons 50 jaar gegee het om Adrie te ken. Wel, ek en my broer, bietjie minder, 60 jaar, vir my 53 jaar, my broer 4 jaar meer. En baie dankie maar. Dat maar geboorte gegee het in daai hartkop, sussie van ons. Johanna, baie dankie, waar is jy? Dankie dat jy daar was. Nie net die dag toe sy gesterf het nie, maar die ander dae ook. Haar ondersteun het, haar bygestaan het, haar gehelp het, haar rondgery het, so naby aan haar was. Jy was die link van die familie na haar toe gewees. Baie dankie. Marlena, vir al die reëlingstref en ondersteuning. Baie dankie. Jy is 'n regte sterk arm vir die familie. Jean, vir jou ondersteuning aan jou ma. Sam, vir jou ondersteuning en reëlings wat julle getref het. Baie dankie. Dankie vir julle behulpsaamheid. En verdere vriende en familie, julle ondersteunende boodskappe, julle gebede dra ons in hierdie baie moeilike tyd. Baie dankie. Ons wil ook in Afpop werkers, die werknemers by Afpop en die Afpop span baie dankie sê vir hulle professionele diens en hulle vriendelikheid. Aan die Pick n Pay span, ek weet nie of hulle hier is nie. Die Pick n Pay span asseblief, dra ons dankbaarheid oor aan hulle, dat hulle vir ons Adrie so mooi na gekyk het en lief voor was. Ek is seker julle gaan ook vreeslik mis. En dan, laaste maar nie die minste nie, dankie aan die sentrale Sewelige Adventiste Kerk in Bloemfontein, dat julle vir ons die gebou gee om hierdie diens te kan doen. Baie dankie. Julle volg in Jesus se voetspore, en julle voetspore trap diep in ons harte. Baie dankie. Ons sien Jesus in julle. Ek het vergeet ek moes hom gedruk het. Maar weer eens baie dankie. Dankie Mike en Treya en die kinders ook dat julle kom om ons te ondersteun. Ek wil graag Psalm 91 net die eerste paar verse lees en dan 'n liedjie speel wat gebaseer is op Psalm 91 en ek bid die Here dat hierdie woorde vir elkeen van ons troos sal wees vandag om ons te dra deur hierdie pyn. Psalm 91. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God, op wie ek vertrou. Hy wat woon in die skuilplek, Heer, sal dus vind in u almagtige hand.
My toevlug, my bergvesting, God op wie ek hoop. U is my rots, my veilige grond. U red my uit die strikke van gevaar. U hou my vas wanneer nagte val. U vlerke maak 'n skuiling oor my. U trou beskerm my deur dit als. In u skaduwee sal ek bly. Geen vrees, geen nag kan my verslaan. Al val daar duisende rondom my, sal onheil van my wegvlug. Engele dra my op hul hande. U bewaar my van pyn en stryd. In u skaduwee vind ek rus. U is my lewe, Heer van my heil. Ek hoef nie bang te wees vir die donker nie, of die pyl wat deur die dag rondvlieg. Geen pes of storm sal my oorval. U is die lig waarop ek hoop. U sê, omdat jy my liefhet, sal ek jou red en antwoord gee. In nood is ek die een wat bly. My heil sal jy in volheid leef. In u skaduwee sal ek bly. Geen vrees, geen nag kan my verslaan. U heil sal ek sien, u vrede ervaar. Ja, met lengte van dae sal u my versadig. U heil sal ek sien, u vrede ervaar. Want hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal vernag in die skaduwee van my Heer. Kom ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, liefdevolle Skepper, God Verlosser, ons wil na U toe kom en ons wil U al die eer en die heerlikheid gee. Here, U wat so misverstaan word deur die invloed van Satan, wat al sulke pyn op U wil blameer. Here, ons kom na U toe. Ons lande voel kaal, ons krale voel leeg. Maar ons hoop is op U. Ons oë is op U waar ons hulp vandaan kom. U is ons skuilplek.
U is ons rusplek. U is ons troos. Ons bergvesting waar ons kan skuil. Omvou ons asseblief vanmôre met U liefdevolle troostende arms. Here, help ons asseblief om die groot prentjie te kry van die hoop waarin ons kan vashou in tye soos die. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. In die boek Hebreërs, hoofstuk 11, is die opskrif die aard van die geloof, voorbeelde uit die Ou Testament. En hier lees ons van al die Ou Testamentiese geloofshelde, die groot manne. Dit begin in 'n praat van Abraham, hierso in vers 8. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as erfenis sou ontvang, en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. En dan lees ons in vers 10, want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is. So Abraham is beloof hy gaan 'n land beerf, trek uit jou vaderhuis uit. Hy het God geglo, maar sy hoop was nie in daai aardse vaderland gewees nie. Ons lees dit sê, hy het die stad verwag, nie wat mense hande maak nie, maar wie se hande? Deur God se hande. En dan lees ons verder waar hy praat van Sara, en dan sê vers 12, daarom is daar ook gebore uit een vader, en dit is 'n verstorwene, kinders soos sterre van die hemel, in menigte soos die sand aan die strand van die see, wat ontelbaar is, so deur die Ou Testament. Van Eva af, wat die eerste moeder was, wat by haar seun se lijk moes gestaan het, en hom in haar arms vasgehou nadat Kain hom doodgeslaan het. Was daar 'n hoop gewees. Nie 'n hoop op die aarde nie. Soos die sterre van die see. Soos die sterre aan die hemel en die sand aan die see. Dit sê in vers 13, in die geloof het hulle almal gesterwe, sonder om die belofte te verkry. Maar hulle het dit uit die verte gesien, en geglo en begroet, en hulle het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners hier op die aarde is. En elke keer wat ons familie bymekaar kom, wat jy nog ooit 'n geliefde verloor het, voel ons instinktief, dit is nie veronderstel om so te wees nie. Hierdie is nie ons tuiste nie, dis nie hoe dit moet wees nie. En hulle, wat die hemelse verwag het, as ons daai selfde hoop het, nie op die aardse dinge nie, maar op dit wat die Here vir ons voorberei. Dit sê vers 14, want die wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle 'n vaderland soek. As hulle bly dink het aan die vaderland waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. As dit 'n vaderland was hier op die aarde, sou hulle kon terugkeer, maar hulle kon nog nie terugkeer nie. En ons gaan nou sien hoekom. Dan sê vers 16, maar nou verlang hulle na 'n beter een. Dit is 'n hemelse. Daarom skaam God hom nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad berei. En hier is die hoop van die gelowiges deur die eeue. Van Adam en Eva af tot waar ons vandag is. Deur die Ou Testament, deur die Nuwe Testament. Almal het vasgehou in daai hoop, nie 'n aardse erfenis nie, maar 'n Godstad wat God vir ons voorberei. En hierdie selfde hoofstuk eindig met die volgende, vers 39 en 40. Alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie. Almal in die geskiedenis wat vandag agtertoe gaan, almal het gesterf, selfs die wat geglo het, sonder om die belofte te verkry. Hoekom? Vers 40. Omdat God iets beters oor ons beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie.
Die Here het iets beters oor ons beskik, sodat hulle nie sonder ons volmaak sal word. Wat beteken dit? Jesus het 'n vriend gehad, 'n broer met 2 susters vir wie hy verskriklik lief is. Dit was huisvriende gewees. As hulle van Lazarus gepraat het, het hulle gepraat van die een vir wie hy lief is. Baie diep verhouding. En ons lees in Johannes hoofstuk 11, die opwekking van Lazarus. Nou die opskrif sê vir ons wat gaan gebeur, hè? Lazarus gaan opgewek word. Die nuus kom by Jesus uit, Lazarus is siek, kom gou. Jesus wag 2 dae. Hy gaan nie dadelik nie. Na 2 dae sê hy vir sy disippels in vers 11. Dit het hy gespreek en daarna sê hy vir hulle, Lazarus ons vriend slaap, maar ek gaan hom wakker te maak. Nou hier is 'n bietjie van 'n raaisel. Lazarus ons vriend wat? Hy slaap, maar ek gaan hom wakker te maak. Die disippels sê, Here, as hy slaap, dan sal hy gesond word. Maar Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het dat hy van die rus, van die slaap spreek. En toe sê Jesus vir hulle ronduit, Lazarus is dood. So Jesus het doelbewus 2 dae agtergebly. Hy het gewag dat Lazarus moet afsterf. En toe sê hy, kom, ek gaan hom wakker maak. Maar as hy slaap, dan gaan hy gesond word. Nee, ek bedoel, hy is dood. So Jesus het nog die heeltyd geweet, hy gaan na Lazarus toe gaan en hy gaan hom uit die graf uit opwek. Maar nou het ek 'n vraagteken. Ek gaan nou 'n bietjie vorentoe skiep. Jesus kom daarso. Ons lees hierso vers 33. Ekskuus julle met die snyfry, ek is siek. Toe Jesus haar dan sien ween en die Jode wat saam met haar gekom het, ook sien ween, het hy geweldig bewoog geword in sy gees en hom ontstel en gesê, waar het julle hom neergelê? En hulle sê vir hom, Here, kom kyk. In vers 35, en Jesus het geween. As Jesus geweet het, hy gaan hom nou opwek. Hoekom het Jesus geween? Hy het van die begin af geweet wat gaan gebeur. Maar tog, toe hy Maria en Martha sien ween, het dit sy hart seer gemaak. Ons lees Lukas 7 vers 13, waar daar 'n weduwee uit die stadspoort uitkom met 'n stoet, haar enigste seun in die kus wat gesterf het. En die Bybel sê, en Jesus het haar innig jammer gekry. Daai moeder wat sy hart so stikkend was, hy het haar diep jammer gekry. En hy het soontoe gestap en hy het die seun opgewek. En hy het daai kind terug aan sy moeder gegee. En alles hierdie wat ons nou hierso lees, is daai woordjie wat julle daar bo sien. Ons. So die vraag is, hoekom het Jesus geween? Want die mense het geween asof daar geen hoop is nie. Ons gaan 'n bietjie terug. Jesus is op pad na Lazarus toe. Hulle vertoef by 'n plek. Martha hoor sy hardloop, sy kom Jesus tegemoet en hulle gesels. En Jesus sê vir haar in vers 25, Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. En dis die punt. En dis die hoop. Jesus is die opstanding en die lewe. Die mense het geween asof daar geen hoop is nie. Asof daar geen vooruitsig is nie. Maar ek wil julle verseker, hierdie familie, alhoewel ons bitter ween, ons het daai hoop. Ons het daai hoop dat Jesus is die opstanding en die lewe. Nou Jesus praat verder hierso en hy gaan 2 tipe mense identifiseer. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. So Jesus sê, Adrie, wat gesterwe het, sy gaan lewe. Reg? Dis die eerste klas. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En nou die volgende vers. En elkeen wat lewe,
en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Kan julle sien, hierso word twee tipe mense geklassifiseer. Die wat gesterf het, wat wel weer gaan lewe, en daar's 'n groep wat lewe, maar nooit ooit die dood gaan sien. Nou vir die meeste van die familie, julle verstaan wat ek sê, waarop ek neerkom, vir ons vriende, Adrie se vriende, ek wil hierdie hoop met julle deel. Want reg hierdie Bybel is dit die hoop wat die Here vir ons voorlê. As jy gaan kyk na Daniël, hoofstuk 12, die heel laaste hoofstuk. Die klem is op vers 2, maar ek wil vers 1 lees, dat ons kan sien watter tyd hiervan gepraat word. En in die tyd sal Michael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree. En dit sal 'n tyd van benoudheid wees, soos daar nie gewees het vandat 'n volk bestaan het tot op die tyd nie. Maar in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. Duidelik praat hierdie van die laaste dag. Vers 2. En baie wat in die stof van die aarde slaap. Jesus het gesê, Lazarus, slaap. Jesus kom by Jairus, 'n dogtertjie wat oorlede is, almal huil, hy sê, hoekom ween julle so, sy is nie dood nie, sy slaap. Hulle lag vir hom, want sy was dood. Hoekom sê Jesus slaap? Want wat het hy gaan doen? Hy het haar gaan opwek. Nou luister vers 2. En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak. Sommige tot die ewige lewe, en sommige tot die groot smaadheid vir ewig afgryslik. Met ander woorde, almal wat nog ooit gesterf het op hierdie aarde, gaan opgewek word. Daarom praat die Bybel van die ontslapenis. Hy het gaan rus in die stof. By die begrafplaas lees ons, rest in peace, rubalaka godso, dula handle, slaap lekker. En dis waar dit vandaan kom. Almal in die Bybelse taal slaap en gaan wakker gemaak word. Nou natuurlik is dit nie 'n letterlike slaap nie, soos wat Jesus gesê het. Hy het nie gepraat van die rus van die slaap nie, maar van die dood. En die rede hoekom dit 'n slaap genoem word, baie mense sê dit is 'n sieleslaap. Ek weet nie so mooi nie. Dit word 'n slaap genoem omdat Jesus, ons geliefdes, gaan opwek uit die grafte uit. Daar is ons hoop. Ons hoop is nie in die dag wat ons geliefdes sterf nie. Dis die dag wat ons harte breek. Ons hoop is in daai môre wanneer Jesus deur die hemel breek en ons geliefdes gaan opwek. Hy beloof dit oor en oor en oor in die Bybel. As ons kyk na Johannes hoofstuk 6 vers 39. En dit is die wil, dis Jesus se woorde. En dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit sal opwek in die laaste dag. Onthou jy, Eugene? Waar is jy? Onthou jy? Wanneer? In die laaste dag. Nie die volgende vers. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Vir 'n derde keer herhaal Jesus dit. Vers 44. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Daar is ons hoop. Ons hoop is in die wederkoms van ons Here. Daarom lees ons in 1 Tessalonisense 4 vers 13. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Die Here wil hê ons moet hoop hê, want hy is die opstanding, hy is die lewe. Die dood hier op die aarde is nie die einde nie. En dan eindig hy hierdie hoofstuk met vers 18, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde.
En ek wil tussen hierdie vers 13 en vers 18 met julle deel. Want hy sê in vers 13, ek wil nie julle moet ween soos die wat geen hoop het nie. En dan sê hy ietsie en dan sê hy, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. En mag ons vandag rus en bemoediging kry in hierdie woorde. Vers 15. Want dit sê ons vir julle, deur die woord van die Here. Met ander woorde, wie dit vir hulle gesê? Jesus Christus self. Dit wat hy nou gaan sê, is wat Jesus self gesê het. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, tot by die wederkoms van die Here. Nou onthou julle, ons het in Johannes 11 gekyk na, daar's 2 tipe mense wat Jesus van noem. Nee? Die wat sterwe en opgewek word, en die wat lewe en nooit sal doodgaan nie. Nou kyk, die word hier geïdentifiseer. Dat ons wat in die lewe oorbly, tot by die wederkoms van die Here. So wanneer Jesus kom op die wolke, gaan daar mense wees wat nie die dood gesien het nie. Hulle gaan nooit die dood sien nie. Want in Johannes 11 sê Jesus vir Martha, en die wat in my glo, wat lewe, sal lewe tot in ewigheid en nooit die dood sien. Sien julle die eerste klas hierso? Dat ons wat in die lewe oorbly, tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. En wie is die ontslapenis? Dis hy tweede groep, die wat gesterf het, sal lewe. En wanneer Jesus kom op die wolke, sê hierdie vers vir ons, en die hemel breek oop, en ons sien ons Here in al sy glorie met die hemelse engele, gaan ons nie iets ervaar, wat die wat in die grafte is nie ervaar nie, ons gaan hulle nie voorwees nie. En dan verduidelik hy hoekom hy so sê. Vers 16. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daar word die wederkoms in 'n baie kort sinnetjie beskryf. Die Here gaan deur die hemel breek, die stem van die aartsengel, die basuin van die geklank van God. En ons geliefdes wat in die grafte is, ons ma's, ons pa's, ons broers, ons susters, Adrie, gaan opgewek word. Dit gaan eers gebeur. En dan, vers 17. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, daai mense wat nie gesterf het nie, wat lewe wanneer Jesus kom, saam met hulle wat nou opgewek is, in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. En so sal ons altyd by die Here wees. Onthou nou, wie het hy gesê, wie se woorde was dit? Hy sê, dit sê ons vir julle deur die woord van die Here. Johannes 14 vers 1 sê Jesus vir sy disippels en vir ons, moenie ontsteld wees nie, glo in God, glo ek in my. En hy sê, my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was, sou ek dit vir julle gesê. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei, kom ek weer. En sal ek julle neem, sodat julle kan wees waar ek is. En so sal ons altyd by die Here wees. In 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, waar daar geen siekte is nie, geen dood, geen skeiding, tot in alle ewigheid. Om nooit weer 'n geliefde te verloor. Om nooit weer hierdie pyn te ervaar. Dis die hoop wat die Here ons roep om aan vas te hou. En as ek gegaan en vir julle plek berei, kom ek weer. Jesus beloof dit. En sal julle my toeneem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Ons het 'n herder. Op julle blaadjie is daar Psalm 23. Die Here is my herder. Niks aan my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groenwy velde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Kom ons hou ons oë op ons herder. Hy lei ons nie net na goeie waters nie, hy lei ons ook deur moeilike tye. Selfs die doodskaduwee. Hou aan Jesus vas.
Hy is ons troos. Kyk op na hom. Intussen, tot daai dag, kom ons ag die ander meer as onsself. Kom ons dra mekaar op in gebed. Kom ons bedien mekaar. Die pragtige liefdesdiens wat ek deur leraar Henry sien. Elke keer dat ons by mekaar kom, dat ons daai liefde kan ervaar. Jesus se aanraking, Jesus se woorde, nie mekaar seermaak nie, mekaar ondersteun. Laat ons seker maak, ons is vas in die Here. Sodat wanneer die Here Adrie kom wakker maak, ons saam met hom tegemoet sal gaan in die hemel. Die Here is haar herder, niks sal haar ontbreek nie. Hy laat haar neerlê in groen weivelde, na waters van rus lei hy haar heen. U is my lig, my veilige toevlug. U hart beskerm my deur die nag. Met u langs my sal ek nie vrees nie. U liefde volg my al die dae van my lewe. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam se eer. Al gaan sy in 'n dal van doodskadu weer, sal ek geen onheil vrees nie. U is met my, u stok en u staf vertroos my. U is haar lig, haar veilige toevlug. U hart beskerm my deur die nag. Met u langs my sal ek nie vrees nie. U liefde volg my al die dae van my lewe. U berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Met goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En ons sal bly in die huis van die Here vir lengte van dae. U is my lig, my veilige toevlug. U hart beskerm my deur die nag. Met u langs my sal ek nie vrees nie. Die liefde volg my al die dae van my lewe. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En ons sal bly in die huis van die Here
stilte vandag. Korintiërs 15 vanaf vers 20. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Wat aangesien die dood deur 'n mens is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus. Daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Vanaf vers 51. Kyk, ek deel 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. In 'n oomblik en 'n oogwink by die laaste basyn, want die basyn sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid bekleed is en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is. Die dood is verslind in die oorwinning. Amen. Is daar enige iemand wat graag iets wil sê? Enige iemand wat iets wil bydra? 'n herinnering? As daar nie iemand is nie, gaan ek julle nooi om julle laaste eerbewys. Wil jy graag ietsie sê? Goeiemôre almal. Ek het nodig. Goeiemôre. Dankie vir die bydrae wat julle gedoen het aan Adri. Ek ken nou 'n jaar al van Royce se daar af al. Ek het daar gewerk met sy en die laaste het nou al hier by leer daar gewees. Wat kan ek sê van Adri? Maar sy het 'n aangenaam, sy het 'n sagte hart gehad. Al was sy 'n bietjie rof en stroom aan die buitekant, maar sy het 'n sagte hart gehad. Ek het dit nie maar dit. Ek kan nou nie sê maar daar Dis een ding wat waar is van Adri. Sy het 'n baie harde dop gehad. Maar 'n klein hartjie. Ons familie, elke Vrydag aand en Saterdag aand, dan bel ons en ons open die Sabbat, ons sluit die Sabbat saam, lees 'n stukkie Bybel, doen 'n gebed. En dan kry ons elkeen 'n beurt om te bid. Sy het 'n paar keer probeer, maar sy begin met die eerste woorde, dan begin sy te huil. Baie klein hartjie. Nog iemand wat graag iets wil sê? Dan gaan ek julle nooi dat julle vorentoe kom. Ons sal begin met ma en die familie en julle laaste eerbetoning aan haar bring. En wat ons gaan doen, julle het elkeen 'n roos gekry. Daar's rose daar agter as julle nie gekry het nie. Net verbykom en dit hier insit. Ons sal dit dan opdroog, potpourri daaroor gooi en vir die familie gee. Elkeen van julle se nagedagtenis, julle laaste eer. Julle kan eers kom. Hy wat woon in die skuilplek, Heer,
sal dus vind in uw almagtige hand. My toevlug, my bergvesting, God op wie ek hoop. U is my rots, my veilige grond. U red my uit die strikke van gevaar. U hou my vas wanneer nagte val. U vlerke maak 'n skuiling oor my. U trou beskerm my deur dit als. In u skaduwee sal ek bly. Geen vrees, geen nag kan my verslaan. Al val daar duisende rondom my, sal onheil van my wegvlug. Engele dra my op hul hande. U bewaar my van pyn en stryd. In u skaduwee vind ek rus. U is my lewe, Heer van my heil. Ek hoef nie bang te wees vir die donker nie, of die pyl wat deur die dag rondvlieg. Geen pes of storm sal my oorval. U is die lig waarop ek hoop. U sê, omdat jy my liefhet, sal ek jou red en antwoord gee. In nood is ek die een wat bly. My heil sal jy in volheid leef. In uw skaduwee sal ek bly. Geen vrees, geen nag kan my verslaan. U heil sal ek sien, u vrede ervaar. Ja, met lengte van dae sal u my versadig. U heil sal ek sien, u vrede ervaar. Want hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal vernag in die skaduwee van my Heer.